Wat 'n voorreg om vandag te gesels met die skrywer wat regtig as 'n jong volwassene my leeslus aangewakker het, toe ek daai geel hardeband boek in my ma se boekrak gekry het, Griet skryf 'n sprokie. Ek gesels vandag met Marita van der Vyver oor haar jongste boek, My jaar van vrees en vryheid. Baie welkom Marita. Dankie Mia. Intussen het daar al na Griet skryf 'n sprokie 'n hele klomp tientalle boeke gekom en nou gesels ons oor My jaar van vrees en vryheid, hierdie diep persoonlike reisboek van jou. Marita, vertel net vir ons oor hoe hierdie boek tot stand gekom het. Ons weet dit was amper onaangename omstandighede wat toe gelei het na hierdie swerftog van julle waar jy skryf. Ja, dit was definitief onaangename omstandighede geweest, 'n sameloop van omstandighede, wat ek net kortliks sal sê, COVID, wat my finansiëel heeltemal beduiwel het, soos baie mense oral op aarde. Ons moes 'n groot huis verkoop, my man het 'n depressie episode gehad, wat baie ernstig was vir 'n jaar lank, het my geleer dat enigiemand depressie kan kry, want hy is nie 'n depressiewe mens nie, dis nie iets wat ek ooit van tevore gedink het kan gebeur met ons nie, so hy was lank met siekverlof geweest, en toe vroeër afgetree, so dit is die agtergrond van hierdie, soos die Engelse sê, perfect storm wat ons getref het, toe ons bootjie het begin sink, en ons het net besef, en ons verhouding het ook nie baie goed gegaan nie, want met finansiële stres en so, en toe verkoop ons huis baie vinniger as ons gedink het, letterlik die eerste dag, die eerste mense wat kom kyk het vir ons 'n aanbod gemaak, en ons het vir mekaar gekyk, en wat nou, en toe besef ons hoef ons nou nie nou dadelik in 'n ander huis in te gaan nie, want hy het pas afgetree, so daar's nie meer 'n werkplek nie, en die laaste laatlam is pas uit die huis, en dit is kortliks die agtergrond toe ons toe nou die malperd opsaal en besluit, maar kom ons reis adresloos, tot ons moeg raak, 'n soort van 'n geriatriese gap year. En ons gaan nou gesels oor daai 15 maande wat toe gevolg het oor 3 vastelande wat jy regtig die leser saamvat op daai reis. Maar Marita, jy moes regtig oopmaak en kwesbaar wees in die begin van die boek, wat ook verduidelik het oor jou Fransman, soos jy nou gesê het, sy stryd teen depressie en verslawing en natuurlik ook daai krimpende inkomste. Was dit vir jou moeilik om so kwesbaar te wees? Jy sê baie keer is nie fiksie moeiliker as om soms fiksie te skryf. Ja, beslis, in daai opsig is dit, want met fiksie kan jy altyd wegkruip agter, dis net 'n storie. Selfs al skryf jy iets wat heeltemal autobiografies is, daar skrywers wat hulle eie naam gebruik vir die hoofkarakter, maar solank jy daar bo voor op die boek kan sit roman, dan kan niemand iets sê nie, want jy kan net sê, dis nie ek nie, dit is 'n karakter. Die oomblik as jy nie fiksie skryf, maak jy jouself weerloos, maar vir my, wat vir my meer moeiliker is nie om myself weerloos te maak, want ek is al lank genoeg in hierdie game, maar die mense na om my. So ek het byvoorbeeld, dit was vir my baie moeilik geweest om oor my man se depressie te skryf, of sy alkoholisme, want hy's 'n sober alkoholist al vir baie lank. As ek voel dis sy storie om te vertel, nie my storie nie. En ek het hom probeer beskerm, maar op die ouend het ons gaan sit en ons het gepraat daaroor, want die eerste draft van die boek, het ek dit probeer amper verskuil, en ons het besef, dit werk nie. Jy moet die rede gee vir hoekom hierdie dinge gebeur. Dit is nie net so van, hier gaan ons laat die dae en gaan reis om die wêreld nie. En toe het ek geweet, die boek gaan vertaal word in Engels, en hy sal daardie weergawe kan lees voor dit gepubliseer word, en hy sal kan sê as daar enigiets is waarmee hy ongemaklik voel. En dit is soos dit toe aangepas het, aangepak het, en ek het heeltemal eerlik geskryf, en hy was heeltemal bereid, hy het dit gelees, en hy is heeltemal bereid daarmee, en hy toer nou saam met my in Suid-Afrika, so dis vir hom ook okay. Dis op 'n manier 'n bevryding geweest vir ons albei, dink ek, om eerlik hieroor te wees. Eerlik en so openhartig wat ons reg van die begin van hierdie boek sien. Die jaar van vrees, en ek dink daai begin, toe jy nou sien hoe vinnig hierdie huis verkoop het, toe daai vrees ingeskop van, dis nou of nooit. Hoe was dit moeilik geweest om daai vrees vas te vang en om dit ook met mense te deel? Jy is so sterk vrou, ons jy nou al leer ken het oor die dekades. Ja, ek dink 'n mens kan, ek is 'n baie goeie aktrise, ek kan baie goed wegsteek as ek bang is. Ek het 'n bietjie drama geswat, wat baie help as ek voor mense moet praat, en aanvanklik toe ek begin skryf het, kon ek glad nie voor enige skares praat nie, ek kon nie 2 woorde sê nie, maar mens kan eintlik maar enigiets leer doen. En ek het begin deur te speel, ek is 'n skrywer, maar ek moet mense praat. En ek
partykeer doen ek dit nog steeds vandag. Maar ja, die vrees is iets wat ek dink, hoe ouer ek word, hoe banger word ek, en ek is nie alleen daarin nie, as ek met ander mense praat, kom ek agter dit is nie. As jy jonk is jy amper vreesloos, omdat jy nie eintlik besef wat alles kan verkeerd gaan nie. Nou, ou ding van Fools Rush In, Where Angels Fear to Tread. En dit is hoe ek, in die boek, dis ook 'n memoir, dink ek, in die vorm van 'n reisboek, en ek het vele vorige reise in my lewe al gehad, wat ek met baie minder vrees aangepak het, want jy het nie brille en pille, soos jy het, as jy op aftree ouderdom 'n reis aanpak nie. En minder besittings. En minder besittings, veral, dit is die groot ding, wat alles waarvan ek ontslaa moes raak, voor ek nie net die huis wat jy moet verkoop, en 'n motor, en meubels, en soveel goeder, sodat alles wat jy het, in is, wat jy, vir 'n jaar gaan jy reis met 2 tasse, en die res moet in 'n skeepshouer gepas kan word. Julle het toe nou besluit om in die Reinhold Kangoo te klim en hierdie tog aan te pak. Dis iets wat julle al baie lank oor gedroom het en oor gepraat het. Dit was jou tweede swerftog. Die ander was jy nou al... my derde. Jou derde, en die ander 2 was jy nou al heelwat jonger gewees. Ja. Wat het hierdie een anders gemaak? Ek dink vir al die feit dat jy dit saam met hom ook aangepak het. Precies. En jy het ook gesê, julle huwelik was op 'n tipe van 'n laagtepunt daai tyd, en daai vrees van as jou eggenoot aftree en daai hele nuwe fase. Wat 'n ekstra laag het dit toe by hierdie vrees gepak? Ja, ek was voor ons hierdie reis aangepak het, ek was jare lank eintlik bang vir die dag as my Fransman aftree, want ek het gesien in huwelike om my van vriende en kennisse, hoe dit dalk soms die finale slag is vir 'n huwelik, want die kinders is uit die huis, en hier sit 2 mense nou heeldag by mekaar, en dan besef hulle dit eintlik nie baie vir mekaar te sê nie. En ek was nie daarvoor bang nie, want ek weet, ons het genoeg om vir mekaar te sê. Ek was bang dat ek geïrriteerd sal raak, want dis my spasie. Om te skryf het ek 'n paar uur elke dag stoksiel alleen by die huis nodig gehad, terwyl die kinders op skool was en hy by die werk was. En ek het dit baie jaloers bewaak daai tyd. En dit was ek groot bang. Ek gaan geïrriteerd raak, want hy gaan nou heeltyd daar wees. Hoe lief jy ook al vir iemand is, jy daai spasie nodig. En toe doen ons nou die ergste moontlike vorm daarvan, seker deur nie net in 'n huis vasgekeer te wees nie, maar in 'n motor. Klein Renault Kangoo, daarna was daar ander motors en huurmotors en so. So dit was 'n waagstuk geweest, maar dit was die prys wat ons moes betaal, omdat ons hierdie reis wou doen, en ons het en 'n reis, soos enigiemand ook weet, is 'n toets vir 'n verhouding. Ons het nog nooit so lank saam gereis nie, want tevore het ons 'n week of 2 op beslag saam gereis. So al daardie dinge is, as jy terugdink daaraan, seker 'n malligheid geweest, want as jy klaar die verhouding is nie baie lekker nie, en hier gaan jy nou, en hier dwing jy nou jouself in 'n kar in reis saam met iemand. Ek dink dis 'n geval geweest van, ons het nie eintlik 'n keuse gehad nie. Dis skielik op 'n punt, en jy besef nou moet jy spring. Jy kan nie agtertoe gaan nie, en jy moet nou spring, en daar's water daar ver onder, soos op 'n krans te staan en te hoop jy tref die water, en jy kan swem en nie sink nie. En ja, ek meen, hier is ek nou om die boek te bemark, so ek het nie gesink nie. Jy het geswem, baie goed en geswem. My man saam met my. En hy is natuurlik ook saam met jou hier om die boek te bemark, so dit het nou 'n goeie einde aan daai liefdesstorie wat mense in die begin wonder, is hier dalk 'n wrywing hierso. Ja. Marita, julle toe nou begin in Europa. 'n reis daardeur. Wat was vir jou 'n hoogtepunt van daai eerste been? En wat voel dit vir jou ook, hoe jy hoe die tyd verbygegaan het, hoe mens van daai vrees bietjie vir bietjie afgeskit het, of was daar 'n punt wat jy gevoel het, okay, nou is dit daai vryheid deel hier gat ons? Nee, die vrees het heeltyd gebly, want jy in een stadium, so 3 maande in die reis toe ons nog in Europa was, het ek begin besef dat om bang te wees en om ouer te wees eintlik miskien 'n voordeel is en nie 'n nadeel nie, want omdat jy die heeltyd verwag dat dinge kan verkeerd gaan. Toe ek jonk was, het ek nie gedink nie. Ek het gereis, ek het nie gedink dat ek iets kan oorkom ver van my ouer huis af of so nie. Dit was net daardie soort van dapperheid wat eintlik baie na aan domheid is. En nou op 'n ouer ouderdom dink jy altyd aan wat kan verkeerd gaan. So as jy elke dag wat niks verkeerd gaan nie, wat jy nie 'n papband kry nie en nie een van jou voet swik nie en min of meer uitkom by die plek waar jy wou gewees het die aand, voel fantasties. So daar's 'n soort van 'n dankbaarheid wat bygekom het.
en waaroor ek baie bly was. So ek het begin besef dat vat die vrees saam met jou. En dit bring ook 'n vorm van bevryding, want jy's dankbaar as dinge goed gaan. En ook dalk op daai ouderdom minder gejaagd, want as mens nou as jy moet verlof vat of as jy tyd het en iemand moet werk, hier kon jy ry en regtig soek vir daai perfekte plekkie om piknik te hou. So dis net daai luukse ook van jy het meer tyd om die agterpaaie te ry soos wat jy sê. Absoluut. En ook wat ek ook in die boek inskryf, as jy jare lank saam met 4 kinders op die agterste plek gereis het, dan wil jy so gou as moontlik van punt A tot punt B kom, want dit is hierdie koor op die agterste plek wat honger is en wat wil piepie en wat met mekaar beklei en so. So dit was vir ons ook 'n eerste gewees en ons het omtrent die enigste reël wat ons gehad het in die jaar, ons het probeer om nie reëls te maak nie. Ons het afgebly van snelweë en tolpaaie. Ons het die agterpaadjies gevat. The road less travelled. En dit het al die verskil gemaak. Marita, sonder om te veel weg te gee, daar was natuurlik 'n groot deel van die boek ook oor Amerika. Jy het baie sinies in die begin en dit het toe nou verander tot 'n mate soos wat mense saam gereis het. Het jou siening oor die land as geheel ook verander en wat 'n impak het hierdie reis gehad? Ja, kyk, Amerika is vir my, ek het regdeur, ek het gemengde gevoelens oor Amerika, soos baie mense seker, maar van die begin af, ek was van tevore in Amerika gewees, my Fransman nie, so dit was ook, ek moes amper meer 'n gidsrol speel, maar ek dink, reg van die begin af, toe ons in New York begin het, New York is so 'n fantastiese stad, New York is nie Amerika nie, het ek vir hom gesê, jy gaan agterkom, jy gaan die hele tyd voel asof jy in 'n movie speel, of in 'n boek beland het, of in 'n liedjie wat jy geken het, want dit is ons is al twee, ons lees baie, ons kyk baie flieks, ons luister baie musiek. En ons is gevorm, of ons daarvan hou of nie, deur die Amerikaanse kultuur. Enigiemand wat die boek lees, almal van ons, as jy Amerikaanse musiek geluister het, Amerikaanse movies gekyk het, baie Amerikaanse boeke gelees het, dan is daar iets wat bekend voel, van die oomblik wat jy daar aankom, en dit is so 'n speletjie wat ons met mekaar gespeel het, terwyl ons deur New York stap in Central Park. Wat 'n fliek is hier geskied? Watter toneel was dit nou weer? Soort van so 'n dingetjie wat jy heeltyd, en dit is lekker, want dit maak dit bekend. Selfs dan in die dele toe ons nou in die suide toe gegaan het, in die suide en die weste, in die meer konservatiewe suide, waar ek nie altyd polities baie tuis gevoel het nie, en soms selfs bang is, want die kultuur van wapens was vir my nogal werklik skrikwekkend geweest, dat jy in 'n enige Walmart kan instap en 'n geweer kan koop, en dat mense, en jy sien mense met wapens op straat rondloop en so. So dit was my vreemd, maar ondanks dit is daar die gevoel, ons het heeltyd bietjie gevoel asof ons in ons eie fliek speel. Met die verwysing van Nomadland, die fliek waarin Frances McDormand in haar motor moet leef, terwyl ons heeltyd geweet het, vir ons is dit 'n keuse. Ons hoef nie. Daar's baie Amerikaners wat ons langs die pad ontmoet het, wat in hulle karre lewe, en nie altyd lekker campervan soos ons gehad het met 'n bed in nie. Dit is letterlik in 'n sedan wat jy op die agterste plek slaap. So jy word baie bewus daarvan ook. Maar dit was 'n groot avontuur vir ons geweest. En ons het Steinbeck se boek Travels with Charlie in Search of America, oor sy reis, oor die skrywer Steinbeck 60 jaar gelede, meer as 60 jaar gelede, en is so goed beskryf, en dit het my net laat besef wat 'n ware as 'n reisverhaal goed genoeg geskryf is, verkry dit 'n tydloosheid, wat jy dan lank daarna kan iemand die soortgelyke reis hê en daai tydloosheid bly. Jy het nou verwys na verskeie skrywers en sangers, daar selfs filosowe, alles wat saamreis hier met jou, wat net weer wys hoe wydbelese jy is, Marita. Dit is selfs met die liedjies. So jy het nou 'n speellys wat jy ook beskikbaar gestel het, want jy praat ook as jy deur die verskillende plekke daar ry, is dit hier 'n liedjie wat daarby pas. So mense kan regtig, as hulle al daardeur gereis het, sal hulle ook dit kan identifiseer, of as hulle nou so reis aanpak, kan hulle daar gaan
om dit in jou spore gaan en daai musiek gaan luister wat jy geluister of het. anders net soort van op hoe sê mens op random play dit sit en luister. As jy dit kronologies luister, is dit die Europese deel, die Amerikaanse deel met baie lekker Amerikaanse rock en blues en dan die Suid-Afrikaanse deel met van my gunsteling Afrikaanse musiek selfs by. So dis op Spotify en YouTube onder my jaar van vrees en vryheid / my year of fear and freedom. En dis regtig so lekker om saam op hierdie reis te gegaan het, want terwyl mens die boek lees, mens word wakker, dan voel dit amper vir jou, het ek gedroom of het ek 'n fliek gekyk of was ek al in daai land, hoe jy regtig kronologies ons saamgevat het op hierdie reis, wat toe nou natuurlik ook in Suid-Afrika 'n draai gemaak het. Was dit vir jou 'n tipe van 'n tuiskoms? Jy kom natuurlik baie Suid-Afrika toe vir geleenthede, boekbekendstellings en so aan, maar hierdie keer was toe anders. Ja, hierdie keer was anders, omdat dit die langste was wat ek nog hier was, vandat ek in Frankryk woon, en omdat dit die langste was wat Alain nog ooit hier was, my man. So, en ek het regtig gevoel, vir die eerste keer in al die jare wat ons saam is, want ons het, terwyl ons nou, laas maand het ons 25ste huweliksherdenking gevier, so ons is al lank saam, maar dit voel vir my of ek die eerste keer regtig genoeg tyd gehad het, om hom te neem na plekke wat ek hom altyd wou gewys het, maar soos die Karoo, ons het verskeie roadtrips deur die Karoo gehad. Tot in die hel en terug. Ja, in die hel en terug, en springkaanplaag ervaar daar, in Mpumalanga, waar ek my laaste 2 skooljare deurgebring het, my ou skool kon ons gaan besoek. Dit is soort van, dat ek op 'n manier ook teruggaan na die dinge van 'n kind, die dinge van 'n kind wat ek was, en dit kon deel met hom, wat na al die jare my besonder bevoorreg laat voel het, want het jy eintlik vreemd dat jy so lank kan lewe saam met iemand wat eintlik nog nie al die plek, so min van die plekke gesien het van jou kom vandaan. En hierdie keer kon ek regtig my kom vandaan vir hom wys. En het dit ook tot 'n mate julle verhouding of julle selfs nog nader aan mekaar gebring al van die einde van hierdie reis, want hy het ook nou beter verstaan van wie jy is en waar jy vandaan kom, daai wortels. Absoluut. En terselfdertyd is dit 'n groot voorreg om jou eie land te sien deur die oë van iemand wat van 'n ander land afkom. Want ek is baie, ek kan nie objektief kyk na Suid-Afrika nie. Daar's 'n irrasionele liefde vir hierdie plek. So ek het dit en ek reis daarmee, maar dan sommige dinge wat ek amper miskien blasé oor is, soos Bobbejane langs die berg, as jy op die Kaapse kus ry, wat hom so opgewonde maak as Europeër. En dit het my eintlik reg deur die boek gehelp, die feit dat ek nie net deur my Suid-Afrikaanse oë kan kyk nie, maar ook deur sy Europese oë. Dit het 'n ander blik gegee op my reis, en ek dink as ek alleen gereis het, of die boek net uit my eie oogpunt geskryf het, sou dit miskien minder, ek weet nie, vervelig geweest of wat ook al. Dis my lekker dat daar 'n ander oogpunt heeltyd bygekom het. Absoluut, en ek dink ook die humor wat hy soms bring as nog 'n karakter in jou boek. Ek weet dit is nie doelbewus nie, maar ek weet daar's byvoorbeeld daai stalkie in die Wildtuin wat hy daar die mense lekker laat skaterlag het met sy Afrikaanse vloekwoord. Dit was vir die Fransman wat in Afrikaans kan vloek, was vir hierdie mense omtrent so snaaks soos die so raar en so interessant soos die olifante vir hom was. En dit was in die Erde Olifantpark geweest, dink ek, wat hy vir die petroljoggies toe na 'n papband opgetel het, wat hy sy Afrikaanse woordjies vir hulle kon gewys het. So nee, dit was vir hom ook 'n hele ervaring. Marita, mens wonder deur die boek, want in die begin het julle julleself heeltemal ontwortel, na al daai jare, daai huis wat jy so lief was voor, het julle self ontwortel, en daar was ook 'n doelwit om te besluit waar gaan julle julleself weer hervestig. En ek wil dit nou nie weggee nie, want mens wonder reg deur die boek, waar gaan die plekkie wees wat jou hart nou regtig steel. Ons weer is nie Suid-Afrika nie, want jy het nou weer kom kuier hier by ons, maar was daar ooit 'n dalk 'n hinkering dat jy wil 'n volsirkel het, dat jy jou Fransman terugbring, dat jy hier kom 'n wortel skiet? Ek sou reguit sê, as ek genoeg geld gehad het en 2 plekke kon bekostig, as ek kon 'n huisie hier kon gehad het en 'n huisie daar kon gehad het, so, maar dit help nie as ek sê laat almal my boek gaan koop om my te help om geld te kry. Want dit van meer geld as dit nodig het. Maar ja, ek sou baie graag 'n plekkie hier wou gehad het, veral nou dat ek meer gereeld kan kom. Op die oomblik moet ons nou ongelukkig kies. Ons kan net op een plek bly, en
En omdat dit nie net vir myself is nie, omdat dit ook, ons moes 'n plek vind waar ons albei, met al ons bagasie, ewe tuis kan voel, en dan met ons volwasse kinders ook. Mens kan nou nie noodwendig lewe waar jou kinders lewe nie, maar jy wil daarom ook nie te ver van hulle afwees as jy 'n keuse het nie. So al die dinge, maar ek het reg deur die boek spekuleer en filosofeer ek bietjie oor die hele konsep van tuiskoms en van tuis en waar is jy tuis, en ek haal ander skrywers aan, soos James Baldwin en die Nobelpryswenner Mahfouz Naguib, ek weet nooit hoe spreek jy sy naam uit nie, wat sê, jou tuiste is nie noodwendig waar jy gebore is nie, maar dis die plek waar al jou pogings om te ontsnap ophou. En dit is vir my iets wat ek aangegryp het, en wat ek kon identifiseer, want ek is een van die mense, nog altyd jekende voete, en ek soek altyd, dis altyd lekkerder oor kan die bult, ek wil altyd ontsnap, en dit was waarna ek op soek was, dink ek, daai plek waar al my pogings om te ontsnap gaan ophou, en ek dink ek het dit dalk gevind. Ek dink ook so. Marita, daar is so baie lesse, presies soos die een wat jy nou na verwys het, wat jy geleer het met oor die 15 maande wat jy hierdie swerftog aangepak het, maar ook wat ander mense kan leer. Die ene wat jy toe gesê het, jy lewe soveel ligter om van besittings ontslae te raak. Is dit 'n lewensles wat jy nou steeds vorentoe vat, en wat is van die ander groot lesse, die ander Marita wat jy aan die ander kant uitgekom het as toe jy in die Kangoo geklim het daai eerste dag? Ja, definitief daardie ding van ek lewe steeds asof ek uit 'n tas uitlewe, in die sin van as ek iets nuuts koop om te dra, klere, skoene, dan gee ek iets weg wat ek het, want so moes ons, as jy net 23 kg het vir meer as 'n jaar, dan moet jy, en dit is 'n baie belangrike les vir my gewees. Verder, ek dink, ek is altyd bang as ek nou moet sê, ja, ek het groter dankbaarheid geleer, maar ek dink dit is 'n geval van reg teen die einde van die boek haal ek die Amerikaner Louise Erdrich aan, wat praat van as jy onder 'n appelboom sit, en as die lewe jou gebreek het, en jy sit onder die appelboom en jy luister hoe die appels val, en jy vertel jouself, you tasted as many as you could. En ek dink, dit is iets wat ek saam met my verder dra, dat jy regtig waar lewe elke dag, dit is so cliché om te sê lewe elke dag asof dit jou laaste is, maar ek voel tog daardie ding van lewe elke dag voluit. En dit gaan nie oor geluk, want geluk is nooit ewigdurend nie, dis klein oomblikies. En jy moet om dit te kan erken terwyl daai oomblik gebeur. Dit is die triek wat baie moeilik is, want ons meeste van dit besef ons nie, ons is gelukkig op daai oomblik nie, dis eers daarna. So ek probeer deesdae besef ek is gelukkig. Dis net 'n paar oomblikke en dan is dit verby, maar ek probeer dit gryp. En wat sal jou boodskap wees aan veral iemand wat dalk naby aftree is, of wat dink nou moet jy begin briek aanslaan, nou gaan jy nie meer dinge kan doen so swerftog, en jy moet nou verantwoordelik wees met jou geld en so aan, of wat sal jou boodskap aan iemand wees wat dink hulle is dalk te oud om so iets aan te pak, of om enige 'n nuwe uitdaging aan te pak? My boodskap sal wees, lees hierdie boek in die eerste plek, en dan kan ek ook aanhaal, ons het 'n vriend, Italiaanse vriend, in leer ken in die Perigord, terwyl ons daardeur gereis het, wat in die 80 is, en wat nog vreeslik rondreis is, 'n kunstenaar, en sy gesondheid is nie so goed nie, en my man vra toe vir hom, maar voel jy nie dis tyd om, raak jy nie bang om te reis, as jy so oud is nie, voel jy nie dis tyd om op te hou nie? Toe sê hy, ek is te oud om op te hou reis. En toe kyk ons twee so vir mekaar en besef, daar is ook 'n punt, jy tart nie die noodlot nie, as jy dodelik siek is, gaan jy natuurlik nou nie, maar daar is, terwyl jy nog gesond genoeg is, terwyl jy nog jou bene nog kan stap en so, voel moet ek daai tyd gebruik om ervarings te hê. Nie noodwendig reis nie, net om museums te gaan besoek, om konserte by te woon, daar's soveel om my geld uit te gee op ervarings eerder as op besittings. En geld dieselfde vir jou verskryf. Ons weet byvoorbeeld iemand soos Antjie Krog het 'n doelbewuste besluit gemaak en gesê, hierdie is my laaste boek, ek is nou klaar geskryf aan boeke. Ek glo aan nie. Ek sê jammer, ons sal sien, Karel Skuman het ook die laaste Afrikaanse boek geskryf, en toe was dit ook nie die laaste ene nie. Ek dink skryf is 'n verslawing. Ek dink as jy 'n regte skrywer is, dan is dit net iets wat jy nie meer kan ophou nie. So, ek sal kyk of Antjie dit gaan regkry. Ek hoop
dat sy dit nie reg kry nie, want ons wil almal nog graag verder lees. En nou, ek sê eerlik, julle is nog nie ontslaaf van my nie, want ek dink nie ek kan ophou nie. Ek kan my nie voorstel wat ek sal doen as ek kan nie van hierdie verslawing ontslaa raak nie, so ek sal aanhou skryf. Dit klink as mens jou lees of dit so maklik en natuurlik kom vir jou. Jy beskryf as jy daar in die kar ry, dit is asof dit net uit jou uitvloei. Is dit so maklik? Glad nie. Dit is ek sê altyd die kuns is om dit te laat lyk asof dit maklik is. Jy weet as jy kyk na ballerinas wat dans, wat dit laat lyk asof dit niks is nie, en as jy dan agter die gordyne gaan en jy kyk hoe lyk 'n ballerina se voete as hy daai skoene uittrek en jy sien daai merke, dis altyd 'n groot skok en is iets skryf kan ek op 'n manier daarmee vergelyk. Him en Charles Bosman het gesê die kuns is to make it seem seamless. En as jy nou kyk hoe him en Charles Bosman geskryf het, so jy sê hy het nou net daar in 'n kroeg gesit en luister hoe die mense praat, maar hy het baie hard gewerk om dit so natuurlik te laat lyk. Raak dit makliker oor die jare? Jy het nou al jou eerste boek het amper langer as 40 jaar terug al uitgekom. Griet skryf 'n sprokie 1992, so dit is al baie jare. Raak dit makliker hoe die jare aangaan? Nee, dit raak moeiliker en dit is 'n les wat ek vroeg in my lewe al geleer het. Iemand het dit vir my gesê, maar ek het nie besef nie. Ek is as jong skrywer met Griet skryf 'n sprokie heeltemal oorweldig deur al hierdie dinge, beland ek by 'n groot literêre gedoente aan 'n tafel, André P. Brink langs my en hy het toe nou omtrent al 40 boeke geskryf en ek draai so benoud na hom en ek sê, gaan dit wanneer word dit makliker? En hy sê vir my, moet so glimlag, dit word nooit makliker nie. Inteendeel, dit gaan moeiliker word. En ek kon nie verstaan hoe hy dit kan sê nie, want mens kan tog nie so weerloos deur die lewe gaan nie, maar dit is, mens raak gewoond aan die weerloosheid en met elke boek stel jy hoër eise aan jouself en jou lesers verwag ook meer van jou. Hulle verwag ook nie dat jy dieselfde boek net met oor en oor skryf nie. So in daardie opsig raak dit moeiliker. Jy het in die begin getwyfel of mense 'n reisboek sal wil lees. Nou in sosiale media, 'n tyd van sosiale media, deel almal hulle reise met foto's. Hier's nie 'n enkele foto in hierdie boek nie. Sal jy nog van hierdie soort boeke skryf, dalk 'n volgende reis wat jy aanpak, of is jy nou weer lus vir nog 'n uitdaging? Iets anders. My volgende boek sal definitief nie 'n reisboek wees nie. Ek wissel mos nou maar genres af en ek dink dis ook maar omdat ek as skrywer 'n bestaan probeer maak, kan ek nie net romans skryf nie. Ek skryf ook vir kinders, ek skryf vir tieners. Hierdie was nou nie fiksie gewees en is miskien ook 'n manier om te keer dat ek nie myself verveel nie, dat ek ook tussen genres rondbeweeg. So ek het wel begin skryf aan 'n volgende boek, maar ek gaan niks verder daaroor sê nie. Dis nie 'n reisboek nie. Okay, so ons sal maar moet wag en uitvind oor daai boek. Marita, jy het nou al so baie bereik en soos wat jy nou sê, al die verskillende genres, al die pryse moontlik gewen, al die onderhoude al gedoen. Wat is nog op jou emmerlys? Daar's nog 'n paar plekke wat ek sal wil besoek. Ek wil baie graag Suid-Amerika toe gaan, want ek was nog glad nie in Suid-Amerika nie. En dan net om soos ek sê, om nie noodwendig dit hoef nie 'n reis te wees nie, om ervarings te hê, om in die om regtig voluit te lewe en musiek te kan luister met albei my ore terwyl ek nog kan hoor. En na kunswerke te kyk, na kunsmuseums te gaan en ook net om te koffie drink op 'n plek en na mense te kyk. En meer tyd in Suid-Afrika te spandeer, of is dit soos ek sê, as ek daai huisie by die see in Suid-Afrika kan kry of selfs op die platteland, maar ons hoop om daarom ten minste 3 maande van die jaar jaarliks te kan hier deurbring. En is dit ook 'n tipe van 'n vryheid wat mens gekry het nou? Definitief, daar's ouderdom, daar's baie slegte dinge van ouderdom, maar daar is ook baie goeie dinge daarvan en daardie soort van vryheid wat 'n mens het om meer te beweeg, as jy nog nie te oud is nie en as jy redelik gesond is, bygesê, maak dit baie bevredigend. Daar's baie ek wil nie weer 20 wees nie. En ek weet almal sê dit op 60. Ja, daar's sekere dinge van 20 wat ek graag sou wou terug hê, soos minder plooie op my arms of so, maar wat die binnekant betref, nee, ek ten spyte van daai vreesloosheid wat ek toe gehad het, voel ek dat ek nou, omdat ek geleer het om my vrees te beheer en te kanaliseer,
is ek baie meer bewus van die wêreld en van dinge wat om my aangaan en ek hou van hierdie ouderdom waarop ek nou is. Jy spandeer baie tyd in Suid-Afrika nou by die literêre feeste en by die kunstefeeste en so aan. Wat maak jou opgewonde wat jy nou sien onder die skrywers en in die kunste hierso? Daar gebeur so baie, ek kan nie wag nie, want ek is oor 'n week, bietjie meer as 'n week, as ek by die Woordfees, wat ek die hele amper 10 dae daar gaan wees, en ek is klaar aan die dink aan wat ek alles kan sien in die teater. Dis 'n bietjie van 'n uitdaging, want nou kan ek nie die Fransman saamneem na die Afrikaanse teater toe nie, so, maar die lekker ding daarvan is, die vorige keer by die Woordfees ook, dit dwing ons om meer by die visuele kuns byvoorbeeld te kyk, en meer musiek te luister, as ek vir hom wil saamvat. Of dans, of goed wel woorde in die saak is nie, maar op my eie maak die Afrikaanse teater my altyd baie opgewonde, so ek wil baie graag Moetswil en Muitery gaan kyk van Ingrid Winterbag. Ek is nuuskierig oor Breitenbach se Boklied wat nou weer gedoen word. Ek hoor is iets soos 4 uur lank. Ek weet nie of ek sal kan sit so lank nie, maar ek is so dit sal ek definitief nie vir my Fransman saamvat nou nie, maar ek wil definitief soveel as moontlik teater probeer kyk. En dan 'n paar van die boekdinge, boek van ander skrywers se boeke bywoon, boekbesprekings. Dit is omdat ek dit nie kan doen waar ek in Frankryk woon nie, is ek soos 'n gretige klein kindjie wat die hele pak lekkers wil opeet as ek by die Woordfees kom en net soveel as moontlik daarvan probeer proe. Nou Marita, sê vir ons, waar kan mense as hulle ook met jou wil gesels, die boek wil kry, jou dalk wil ontmoet en 'n boek teken, waar kan hulle jou nou nog in die hande kry terwyl jy hierso in Suid-Afrika is? Ons is daar's 2 Engelse besprekings ook, want die Engels is ook beskikbaar, My Year of Fear and Freedom, wat in Exclusive Books Constantia is. En dit is die ek wil nie presies die datum onthou, maar dit is soos die 13de Oktober, en dan is daar die 14de Oktober, die volgende dag is daar 'n Engelse boekbespreking by Book Lounge in Kaapstad, en dan is daar op Aardklop, is ek die 9de, is ek die 10de, is ek op Aardklop, die 10de, en dan is daar, praat ek 2 keer op Stellenbosch by die Woordfees, die 15de en die 16de. Ek probeer nou die program uit my kop uit onthou. Maar ja, so daar is nog 'n paar geleenthede in die Kaap rond. Ongelukkig nie in die noorde nie, want daar was ek dalk klaar gewees. En dalk mense wat ook vandag hier kyk en luister, as hulle in die buiteland is, die boek het nou al die pad tot in die buiteland met boekbekendstellings gereis, so dalk nog in die toekoms sal jy dit na ander land toe vat. O ja, en wat baie belangrik is, dis pas ek dink van laasweek af, is die boek ook, kan jy die papierboek ook in die buiteland bestel, want dit is altyd 'n ding, daar's so baie expats wat nie noodwendig, hulle lees op Kindle omdat hulle nie anders kan nie, maar hulle wil eintlik graag 'n Afrikaanse boek as 'n papierboek hê, en hulle kan dit nou, My Jaar van Vrees en Vryheid word nou ook as 'n papierboek enige plek in die wêreld, kan jy dit van bestel op Amazon. Baie dankie Marita, ons gaan verseker so maak en dan hierdie boek saam op reis vat. Baie dankie. Dankie vir jou, vir lekker verhaal. Dit was Marita van der Vyver wat gesels het oor haar boek My Jaar van Vrees en Vryheid.